Goeiemôre. Weereens groet ek u in hy kragtige, hy liefde naam van ons Here Jesus Christus en sy alomteenwoordigheid en God se autoriteit. Want weet jy, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het, om vir jou en vir my in te staan, om vir ons die vrede, vir ons die verlossing te bring. Hartlik goeiemôre en baie welkom. Ek wil u vandag iets vra. Wanneer laas het u vir u geliefdes gebid? Het sy dit jou man of jou vrou is? Vir jou kinders? Vir jou grootouers? Vir jou ouers? Vir jou eie kinders? Vir jou kleinkinders? Wanneer het jy vir jou medegelowige, jou broer en suster in die Here gebid? Vir jou kollega by die werk, jou vriende? Weet jy wat? In Efesiërs 15 tot 21 sê dit, dat ons moet nougeset wandel volgens die wil van die Here. Die wil van die Here is, dat ons nie onverstandig sal wees nie, maar sal wys wees en toelaat dat die Heilige Gees ons lei. Psalm 91 sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En die Here sê, en ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Wanneer jy jou vertroue in die Here sit, jou hoop in die Seun van die Almagtige God, wanneer jy by hulle skuilingplek soek, dan kan jy onder die leiding van God se Gees, sy Heilige Gees vir hulle ook bid. En die Jakobus digter, die boetie van Jesus skryf in die 5de hoofstuk, die 16de vers, in die gebed van 'n regverdige is daar krag. Weet jy, die krag kom nie van my af nie, of van jou af nie. Die krag kom wanneer ons vertroue en ons hoop in die Here plaas en die Heilige Gees tree in. Verder sê hy dat julle hoef geen onheil te vrees nie, want die Here is u toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting geword. Daarom sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou kom nie. Want die Here sal die engele aangaande jou opdrag gee. Hy sal jou bewaar en hy sal jou lei. Daarom wil ek u aanhits vanoggend, mede kennis, mede vriend, mede kollega, mede broer en suster, bid vir jou geliefdes. Koop die tyd uit. Galasiërs 20 sê koop die tyd, of net voor 20, Galasiërs 2 sê koop die tyd uit. En neem die tyd om in gebed vir jou familie, jou vriende, jou kollegas te bid. En elke siekte wat oor hulle uitgespreek is, te kanselleer in die naam van Jesus. Om elke slegte gedagte wat gespreek is, te kanselleer in die naam van Jesus. Om die werke van Satan deur ander, pla, siektes, vrees, onsekerheid, ek bestraf dit in die naam van Jesus. Bid so en luister na God se stem. Spandeer tyd
by die Allerhoogste, die Almagtige God, die Seun van God en die Heilige Gees. Ek is Pastoor Gary. Ek laat vanoggend hierdie saak by u. En weet nie, Jesus is baie lief vir u. Amen.